Goeienaand boere. Ons kyk gou vanaand na 'n paar ander goedjies wat belangrik is. Dit gaan vir my oor die hinderlaag, die ambush, die slaguister wat vir ons volk gestel is amper 2000 jaar gelede. En ongelukkig het ons volk in die slaguister getrap. En ons volk en ons kerk en ons priesters en ons predikante sukkel om uit die slaguister uit te kom. Want die meeste van ons weet nie dat ons in 'n slaguister sit nie. En die meeste van ons weet nie eers dat ons nie weet dat ons in 'n slaguister is nie. So, ek gaan vanaand vir 'n paar goedjies probeer uit die skrif uit verduidelik, wat Vader vir my uit die skrif uit bekend gemaak het. Ek gaan vir die niks sê wat nie in Vader se woord staan nie. Wat vir my belangrik is, en ek wil graag met hierdie versie vanaand wegtrek, is Jeremia 17 vers 9 wat sê: bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Almagtige, deursoek die hart. Ek toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë en volgens die vrug van sy handelinge. Nou, handelinge is iets wat jy gedoen het. Dis jou werk, dis jou dade wat jy gedoen het, wat jy gepleeg het, wil ek amper sê. So, dis die versie waarmee ek wil wegtrek. Ek wil hê, u moet dit onthou, ek kan dit gaan lees. Dit sal raadsaam wees om op pen en papier te vat en 'n paar notas te maak van dit wat ek vir u uit die skrif uit gaan lees. Ek kan dit later weer gaan naslaan. Dis nie wat ek sê nie, dis wat Vader sê, en ek gaan uit die skrif uit van Genesis af vir u probeer wys waar is die slaguisters oor ons volk gestel, waar het ons in hulle getrap en waar ons volk vandag sit. En dan wat die einde gaan wees van hierdie hinderlaag waar ons loop, toehoë. Die vyand gaan ons vernietig omdat ons toehoë en hinderlaag ingestap het, omdat ons harte wat veronderstel is om rein te wees, met allerlei onreinhede vervuil, verpes en onreinig. So, Numeri 11. Moses kla by die Vader. Hy sê, ek alleen kan nie hierdie volk verdra nie. Dis vir my te swaar. En as u so met my wil handel, slaan my dan maar liewer dood. As ek genade in u oë gevind het, guns in u oë, grace. Die kerke sê ons is onder grace. So, guns, genade is guns wat jy bevind in die Vader se oë, dis nie iets wat jy verniet kry nie. En laat ek dan my ongeluk nie raak sien nie. Toe sê die Here vir Moses, bring vir my 70 manne uit die oudstes van Israel bymekaar, van wie jy weet dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is, en bring hulle by die tent van samekoms, dat hulle daar by jou kan staan. Dan sal ek neerdaal en daar met jou spreek, en van die gees wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lê. En hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen meer hoef te doen nie. Moses het die gees ontvang, lang voor Timotheus, lang voor die Nuwe Testament, of die Nuwe Verbond, want daar bestaan nie soos die Nuwe Testament nie, dis die ou verbond en die hernieuwde verbond. Die kerk het dit ongelukkig gaan verdraai en verkrag, en die Bybel in 2 testamente verdeel. Die definisie van 'n profeet is iemand wat die woord van Vader spreek met autoriteit. Dis nie iemand wat datums koppel aan reenseisoene en gebeure en die wederkoms en al daai tipe van dinge nie. Dit is iemand wat suiwer Vader se woord wat Vader vir ons geleer het, met autoriteit, met sy autoriteit en sy toestemming aan die volk oordra. Dis al wat 'n profeet was, is om Vader se woord aan die volk oor te dra. Vader het hierdie 70 manne wat bymekaar kom saam met Moses, en uit die gees van Moses, of die gees wat Moses reeds gehad het, op hulle uitgestort om hulle profete te maak. En toe hulle teruggaan, 2 of 3 van die manne teruggaan in die laar, toe kom hulle agter, maar hier's 2 ons in die laar wat profeteer. En hulle hardloop terug na Moses toe, en hulle sê, Moses, hier's 2 manne wat profeteer, wat nie by die tent was, hier kom agter en gooi hulle vir ons uit. Sê, laat hulle toe om te profeteer, want elkeen van ek en u is 'n profeet van die Almagtige. Ons hoef nie 7 jaar teologie te gaan studeer, of enige kunsies en toorkunsies te kan doen om 'n profeet van Vader te wees nie. Al wat ons moet doen, ons moet met autoriteit, met Vader se autoriteit, met sy mag, met sy krag en met sy toestemming, sy woord wat hy vir ons gegee het, aan ons volk en ons volksgenote verkondig. Dit is wat 'n profeet beteken volgens die skrif. 'n Profeet spreek namens 'n autoriteit of namens iemand, hy is 'n voorspreker. In hierdie geval spreek die profete van Vader namens Vader.
'n profeet het die krag om die volk te vermaan met die autoriteit wat erken word deur die volk van die oorsprong van die boodskap wat hy bring. Naamlik, as Vader nie die oorsprong van die boodskap is, wat die profeet vir die volk bring nie, is dit 'n valse boodskap. En die volk het baie sulke boodskappe gekry. En ek gaan vir die deurvat van Genesis 1 tot in Openbaring en vir die wys waar die volk mislei is en waar ons op hierdie stadium in ons geskiedenis staan. Deuteronomium 18 vers 18 tot 20 sê, as 'n profeet enige iets profeteer wat nie waar is nie. Hy sê 'n profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. En die man wat nie luister na my woord nie, wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap eis. Maar die profeet wat so vermetel is om 'n woord in my naam te spreek wat ek nie gespreek het nie, of beveel het nie, of in die naam van ander gode spreek, die profeet moet sekerlik sterwe. As jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het nie, as die profeet in die naam van die Almagtige spreek wat hy nie gesê het nie? So, wanneer 'n profeet iets spreek en dit word waar, en dit gaan nie oor 'n datum en 'n dag nie, dit gaan oor Vader se woord. As jy Vader se weg verlaat, sal Vader jou straf. Dit staan in sy woord en dis wat hy vir die volk sê, en as dit waar word, dan moet jy weet, hierdie profeet het waar gespreek, want dit is presies wat Vader gesê het. As die profeet in die naam van die Here spreek, wat hy gesê het, gebeur nie, en dit kom nie uit nie, dan is die woord van die Here nie gespreek nie, en dat hy nie onder die autoriteit van Vader gespreek nie. So, hier is een teken van 'n vals profeet, en dit is wanneer jy 'n profesie maak, of 'n profesie uitspreek, en dit word nie waar. Maar, as ons 'n bietjie verder gaan, Vader sê, wanneer 'n profeet spreek, en sy dinge word waar, want daar het gebeur, dat profete gespreek het, en het gebeur vandag, in ons kerke, elke dag, elke Sondag, is daar profete wat dinge spreek en wat waar word. Ek was nie self by nie, ek het gehoor mense wat iewers in Pretoria in 'n diens gesit het, waar 'n man se bene af was, wat ek sien het hoe groei die bene, en hulle vir die man skoene aangetrek het, en toe die direk gestaan. Groot tekens gaan gedoen word deur die valse profete, en die valse Christus, die anti-Messias. Dis eintlik wat dit is, nie anti-Christus, dis die anti-Messias. Jesegiel 22. Mense kan sê vir hom, jy's in 'n land wat nie gereinig is nie, wat nie reën kry in die dag van my grimmigheid nie. 'n Swameswering van sy profete is in hom, soos 'n leeu wat brul, wat prooi verskeer. Hulle eet die siele op, skatte en kosbare dinge neem hulle weg, en weduwees vermeerder hulle daarin. Sy priesters verkrag my wet, en ontheilig my heilige dinge. Tussen heilig en onheilig maak hulle geen verskil nie. En die verskil tussen onrein en rein gee hulle ook nie te kenne nie. Daarby maak hulle oë toe vir my sabbate. Ek word onder hulle ontheilig. Sy vorste is in hom soos wolwe wat prooi verskeer, om bloed te vergiet en siele om te bring, dat hulle onregverdige wins maak. En sy profete pleister vir hulle met loskalk, deur bedrieglike gesigte te sien, en vir hulle leuns te voorspel, met die woorde, so sê die Here, terwyl die Here dit nie gespreek het nie. Nou, daar sit 47 miljoen Christene voor die televisie en kyk al hierdie Christenpreke van Joel Osteen af, TB Joshua, ons kan hulle name noem, daar is duisende van hulle. Daar sit 47 miljoen Christene en kyk na hierdie preek en dan sê hierdie pastoor, God het vir my gesê dat een van julle sit met 'n rugprobleem. Ek dink, wow, hoe het hierdie ou dit geweet? Hy praat net met my. Hier sê dit, Einstein. Dit moet waar wees. Of hy sê, God het vir my gesê, een van julle het huweliksprobleme. Dan sê 5 uit die 47 miljoen. Shit, ek het. Hy moet met my praat, hoe het hy geweet? En so mislei hulle, want alles wat hulle sê, word waar. Maar hulle spreek nie in die autoriteit van die Almagtige, die skepper van hemel en aarde nie. En ons is gewaarsku teen hierdie tipe mense, dit staan in die skrif. Wat ek deesdae baie hoor is, pastore, priesters, profete wat sê,
Say amen. I love Jesus. And your finances will be sorted out in the next 2 weeks. Sê amen, aanvaar Jesus in jou lewe en jy gaan jy gaan volgende week 'n kar hê. Hè? As jy sê Jesus, ek kom draf en hy sê, yes, wat kan ek weer doen? Jy kort 'n kar, ja, hy's 'n kar. 3 weke later lewer Jesus vir jou kar by die deur af. Dis die Christendom, dis die valse profete, dis waarmee ons volk mislei word. Voor ek aangaan, maar kom ek maak dit net vir plat. Jy weet, daar is party van hierdie valse profete, wat Vader hiervan praat, wat sê wet verkrag, letterlik en figuurlik, wat preek op internasionale TV, en dan sê hy, hier's 'n heilige handdoek, hierdie handdoek is gesalf, jy stuur vir my R500 en ek stuur vir jou hierdie gesalfde handdoek, en dat los die probleme nie, so, dis ons Christenskap, dis ons geloof, ons hardloop agter hierdie gemors aan, en ons betaal daarvoor, ons koop die leen by die Satan elke Sondag in sy kerk. Kyk na die voorspellings van 23 September wat nou onlangs verby is. Dis bloedmaane en dit gaan gebeur en die wêreld gaan vergaan en Jesus gaan kom en almal het datums voorspel. En iets verskrikliks. Jesus is op pad. Jesus gaan kom. Jesus in wat het gebeur? Ons trek nou by middel Oktober. Ek maak nog steeds biltong en rassies. Niks het verander. Al wat gebeur, Satan het tog 'n paar siele gewen. Maar nou, hierdie valse profete kyk maar net datums aan en aan. Volgende jaar gaan ek weer dieselfde storie vertel. As daar weer 'n maan kom, 'n donker maan kom of 'n bloedmaan kom, dan gaan weer iets vreesliks gebeur. Nou, as die tekens van oorlog die einde van die wêreld aankondig, dan moes die wêreld al met die Eerste Wêreldoorlog vergaan het. Die wêreld moes al met die Tweede Wêreldoorlog vergaan het. Die wêreld moes al vergaan het toe die Bolsjewiste in Rusland 10 miljoen gelowiges vermoor het. So, dis tekens van die dood. Ek meen, in ons land, wat sal gebeur as daar vandag in ons land 10 miljoen mense moet doodgaan? Almal gaan dink, dis die wederkoms. Nee, daar's tekens wat Vader in sy woord vir ons gegee het, van wanneer hy sy seun sal stuur, en ek gaan vir die tekens bekend maak, soos wat ons aangaan, en ek gaan aan die einde van die dag, gaan ek vir u verwys wie die antichrist, die anti-Messias is. Dit staan in Vader se skrif, en ek gaan dit vir u aanhaal in die skrif uit, dit is nie my opinie nie, u gaan dit duidelik deur die skrif kan verstaan, en u gaan presies sien wie die anti-Messias is. Deuteronomium 13 vers 1 sê, as 'n profeet of een wat as 'n dromer optree by jou opstaan, en jou 'n teken of 'n wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit, wat hy jou beloof het, met die woorde, laat ons ander agtergode aanloop, wat jy nie geken het nie, en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van die profeet nie, of na die man, of die dromer wat opgetree het nie, want die Here jou God beproef jou, om te weet of jy werklik die Almagtige, julle God lief het, met julle hele hart, en met julle hele siel. Voilà, hierdie netjie meer onthou, daar gaan baie sulke toetse in ons lewe kom. Ek dink maar net vinnig aan die ryk jong man wat na Jesua toe gekom het, toe sê hy, meester, goeie meester, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê Jesua vir hom, waarom noem jy my goed? Daar is niemand wat goed is nie, behalwe my Vader wat in die hemel is. Maar as jy gered wil word en die ewige lewe wil ingaan, onderhou my gebooie. Jy ken die gebooie. Jy mag nie ekbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie jou naaste vrou begeer nie, en. Toe sê hy, meester, maar hierdie dinge doen ek van kindsdae af. Toe sê Jesua dan, gaan dan heen, verkoop alles wat jy het, gee dit aan die armes, dan kan jy my volg. En wat het die ryk jongman gedoen? Hy was bedroef, want sy selfbeeld, sy image wat die Engelsman sê, het alles gelê in dit wat hy besit het in sy rykdom. En hy was nie bereid om sy rykdom te verruil vir die ewige lewe nie. En dit staan, hy het bedroef geraak en omgedraai en weggestap. Hy het nie Jesua gevolg nie. Hy is terug na sy rykdom toe, want sy motorboot en sy vark op die spit en sy kreef op die rooster was vir hom belangriker as die ewige lewe wat vir ewigheid hou. Het hy geruil vir dit wat tydelik is hier op die aarde. Julle moet julle God navolg en hom vrees en sy gebooie onderhou. Julle moet hom dien en julle moet hom aanhang. Maar die profeet of die man wat as dromer optree moet gedood word, want hy het afval verkondig van die Almagtige julle God, wat julle uit Egipte uitgelei het en jou uit die slaafhuis het verlos het. Deur jou af te drywe van die weg van die Almagtige jou God, jou beveel het om op ander gode se weë te wandel. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei.
Jy sien, jy sal ek lees in die Ou Testament, kom het baie voorvaders skryf baie daaroor, dat ons moet die kwaad uitroei. Vader het 'n laar gehad waarin die volk gewoon het, en die een wat die volk uit hierdie laarheid probeer mislei het, moes uit die laarheid verwyder word, buitekant toe. Die kwaad, evil, Engelsman praat van evil, die kwaad moet ons uit ons midde uitroei en uit ons volk uitroei, onder ons volk uitroei, want die kwaad is die wat ons volk mislei. As jou broer, en hier is harde woorde, hierdie is harde woorde, en dit is nie my opinie, dit is Vader se woorde. As jou broer, die seun van jou moeder, of die seun van jou dogter, of die vrou wat jy lief het, of jou vriend, wat soos jou siel is, jou in die geheim verlok, en sê, laat ons gaan en ander gode dien, wat jou vaders nie geken het nie, uit die gode van die volke wat rondom julle is, naby julle of ver van julle af, van die een einde van die aarde na die ander einde van die aarde toe, dan moet julle nie inwillig en nie na hom luister nie. Ook mag jou oog hom nie verskoon nie, en jy mag jou nie ontferm en niks om sy ontwil wegsteek nie, maar jy moet hom sekerlik doodmaak. Dis harde woorde, dis Vader se woord, dis hoe ernstig Vader is, oor sy wet, sy woord, sy heiligdom, sy heelal. Ek het dit in 'n ander video gesê, niks op die aarde gaan oor ek en u nie, dit gaan oor die almagtigheid en die grootheid en die godheid van ons almagtige. Jy moet hom stenig dat hy sterwe, want hy het probeer om jou weg te drywe van die heilige jou God, wat jou uit Egipte onder die slaafhuis uitgelei het. En die hele Israel sal dit hoor en vrees, en hulle sal nie meer so verkeerde ding by jou doen nie. As jy in een van jou stede wat die Here jou God jou gegee het, om daarin te woon, sê, deegniete het by jou opgetree, en die inwoners van hulle stad verlei, deur te sê, laat ons gaan en ander gode dien, wat julle nie geken het nie. So, dit kom aan mekaar terug, na ander gode. Ons gaan bietjie verder, by die gode uitkom, wat ons boervolk vandag dien, en ek weet, baie mense gaan nie, baie hulle skrik wees met wat ek sê nie, maar ek wil jy moet teruggaan, en jy moet die woord vat, van Genesis tot in Openbaring, en dan moet jy net Vader glo, en Vader aanvaar, en sy waarskuwings aanvaar, en erken, dat wanneer jy hierdie foute maak, is jou straf, die dood. Kyk hoe lyk dit in ons land. Dan moet jy die inwoners van die stad sekerlik verslaan, met die skerpte van die swaard, deur dit met die bandvloek te tref, en alles wat daarin is, ook die vee, met die skerpte van die swaard. So, elke generasie van ons volk, en dan praat ons van Yeshua se tyd af, het vals profete onder hulle gehad, wat die volk moes leer, eintlik van Moses se tyd af, ek praat nie eens van Yeshua se tyd, ek praat van Moses se tyd. Dit is 'n ding wat 6000 jaar lang al kom. En Satan het 'n plan met die volk. Satan ken Vader se plan en hy het 'n teerplan, om ons te counter, dat ons nie die pad kry, wat aan die deur van die koninkryk lei nie. En hy gebruik hierdie dinge, valse profete en afgode, om ons weg te lok van Vader af. Want onthou, afgodedienery was 'n baie lekker ding. Soos die hoerfees van Babylon en al daai goedjies. En die volk het dit gelike, want het is verskriklike lekker feeste. En hy het vir hulle vreeslike lekker kos op die tafel neergesit, 'n lekker hamboutjie op Paasfees, en 'n lekker spitvarkie op Kersfees, en lekker oesters op die roosterraad teen die see, en lekker kreef. Ek weet nie, maar van die Weskus gaan my verskriklik aanvat, want ek meen, dis hulle stapelvoedsel. Maar dis nie my opinie nie. Gaan lees Vader se skrif en wees gewaarsku. Vader het ons gewaarsku. Jy sien, hier gaan 'n stukkie waarheid kom. 1 Johannes 4, die valse leraars. 1 Johannes 4 vers 1 sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel elke gees op die proef of hulle uit God uit is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van die Almagtige. Elke gees wat bely dat Yeshua in die vlees gekom het, is uit die Almagtige. Elke gees wat nie bely dat Yeshua in die vlees gekom het nie, is nie uit die Almagtige uit nie. En dit is die gees van die Antichrist, die Anti-Messias, waarvan julle gehoor het dat hy kom. En hy is nou al in die wêreld. Dit staan in 1 Johannes 4 vers 1. Onthou, daai tyd was hy reeds in die wêreld, besig, doenig. Sy gees was bedrywig met hierdie valse profete en met die misleiding en met die afgode. Was die gees van die Anti-Messias reeds besig. So, ek geloof, baie mense verstaan nog nie wat Anti-Messias beteken nie, maar ek gaan vir die later dit verduidelik soos wat ons deur die skrif gaan. Julle is uit die Almagtige, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is,
groter is as hy wat in die wêreld is. Nou, baie mense verstaan dit nie so lekker nie. Yeshua sê baie keer in die Nuwe Testament, ek sal, as jy in my bly, sal ek in jou bly. As jy in my bly, sal ek jou lief hê, en Vader sal jou lief hê, en ons sal na jou toe kom en ons wil by jou woning maak. Luister gou, ons praat van twee persoonlikhede. Vader en Seun. As jy my lief het, sal my Vader jou lief hê, en dan sal ons na jou toe kom en by jou woning maak. Onthou dit, jy moet dit onthou, skryf dit in die agterkop, soos wat verder gaan, sal die dinge vir u in plek begin val, en dan gaan jy dit onthou. Ons is uit die Almagtige, hy wat die Almagtige ken, luister na ons. Wie is ons? Die profete, wat die skrif voorlees. Dis al wat die profeet moet doen. Hy moet Vader se woord voorlees aan die volk. Hy hoef niks uit sy eie te profeteer nie. Hy hoef nie die genieborreltjie te vryf en dan kom daar vroeps 'n slangetjie uit en daai tipe ding om aandag te trek by die volk nie. 'n Profeet is iemand wat Vader se woord lees, woord vir woord, dis wat Vader het gesê, en hy hierdie woord aan die volk oordra. Daar's ander profete soos Jesaja en Esegiel en daai manne wat Vader 'n gees met hulle laat praat het en vir hulle gesê, praat met die volk en sê vir die volk, so, dis wat op die volk wag, omdat die volk my verlaat het. So, daar's 'n gees van 'n waarheid en daar's 'n gees van onwaarheid. Dis 'n gees van misleiding en 'n gees van verleiding. Hy sê, ons is uit die Vader, en hy wat die Vader ken, luister na ons. Hy wat nie uit die Vader is nie, sal nie na ons luister nie. En hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Wanneer 'n gees in ons praat, het ons een van drie geeste wat in ons praat. Dus of ons eie ego, ons eie gees, ons eie ek, of is die gees van misleiding, of is die gees van die Vader. Maar ongeag, die gees wat met jou praat, as dit enigszins strydig is met dit wat in Vader se woord staan, dan moet jy weet, dis nie Vader se gees nie. Daar's duisende geeste en demone wat in die wêreld dwaal, wat die swakke soek en wat nie weet hoe Vader se stem klink nie en hoe Vader se gees klink nie. En as hy wat met jou kom praat, om jou weg te kry van die Vader af. En dis presies wat die valse profete probeer doen, want hulle is die trawante, hulle is die inligtingsmanne van die Satan. So, daar kom 'n ambush, 'n hinderlaag vir hierdie boervolk. En ongelukkig het ons in hierdie hinderlaag ingeloop, en dis 'n hinderlaag wat ons nie eergister ingeloop het nie. Ons het 1300 jaar gelede in daai hinderlaag ingeloop, en ons kom nie uit hom uit nie. As ons kyk, ek wat uit 'n militêre agtergrond uitkom, wat 'n paar jaar in die mag was, veral in die inligtingsdiens, dan het ons het 'n inligtingsdiens gehad, 'n inligtingsafdeling in die mag, wat allerlei inligting bymekaar gemaak het oor die vyand en hulle bewegings en hulle sterktes en al daai tipe van dingetjies. En dan het ons planne daar volgens gemaak, volgens die inligting wat ons gekry het ons verwerk, en daai verwerkte inligting het inligting geraak, en die inligting het ons gebruik om die vyand oormôre te gaan aanval. Maar ons het 'n tweede been gehad wat ons genoem het teeninligting. Nou teeninligting het gaan kyk hoe die vyand weer inligting by ons bymekaar maak. So met ander woorde, die vyand het ons ook ondersoek en ons swak plekke ondersoek om ons aan te val op ons swak plek. En daarvoor het ons 'n teeninligtings departement in die weermag gehad. Nou, in Vader se tyd en in Vader se woord kan jy nou maar weet, daar's twee departemente. Daar's 'n inligtingsgedeelte wat Vader se woord bestudeer. En dan is daar die vyand, wat al die swak plekkies, wat ons nie verstaan in Vader se woord nie, net mooi gaan omdraai en teen ons gaan aanwend, en teen ons oorlog maak met ons eie wet. Lelike dinge. En dit het gebeur. Ek sal vir u later, soos ons aangaan, sal ek vir u verduidelik, dan gaan u sien waar dit begin plaasvind, en waarna toe loop dit uit. U gaan duidelik sien wie die valse profete is. Vader beskryf hulle vir ons woord vir woord in die skrif. Ek meen, hulle lyk soos ons, valse profete. Hulle praat soos ons, hulle praat dieselfde taal. Ek meen, ons het onder die boervolk baie verraaiers gehad, wat presies lyk, hy sit langs jou in die eettafel, hy eet saam met jou dieselfde kos, hy praat dieselfde taal, hy dra die uniform, hy dra dieselfde boots en hy dra dieselfde geweer. Ons het dieselfde gedoen as ons in Angola gaan oorlog maak. Ons het ons swart gesmeer, camel uniforms aangetrek, AK-47 gedra, en ons het die vyand mislei. Op 'n lang afstand het ons gelyk net soos hulle. Maar eers as die skote begin klap, en die dinge begin warm word, wat hulle agtergekom, valse soldate. Nou, die wêreld en die geestelike wêreld is vol regte soldate en vol valse soldate. En in hierdie verduideliking, wat dalk een of twee dele gaan wees, gaan ek vir die presies verduidelik uit Vader se woord uit. Wie sê Vader
is die regte soldate en wie sê Vader is die valse soldate. Nie wat ek sê nie, Vader gaan vir u presies verduidelik wat hy sê dit is. Johannes 14 vers 6. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Meester, ons weet nie waar hy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? En Yeshua antwoord hom en sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, en niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Jy moet hierdie versie onthou, hy het dit nie verniet gesê nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af, ken julle hom, en het julle hom gesien. Hy was die perfekte voorbeeld van die Vader. Hy was die volmaakte voorbeeld van die Vader. Ons hoor het baie keer, waar mense sê, daai man is nes sy pa. Dit is niks snaaks nie. Om baie naby in jou pa te wees, en jou pa se perfekte voorbeeld te wees, is presies wat hier gebeur. Maar jy moet onthou, soos wat ek 'n seun het, hy het 'n vader, het ek ook 'n vader. My vader het ook 'n seun, maar hy het ook 'n vader. So, en partykeer het hulle dieselfde naam. Klein Piet van Vuren en Groot Piet van Vuren. So Piet van Vuren is Klein Piet van Vuren, of Klein Piet van Vuren is Groot Piet van Vuren. En dis partykeer misleidend, so ons moet dit in die regte konteks gaan sien, en ek gaan vir ons gaan lekker deurwerk daar, jy sal verstaan wat die skrif daaroor probeer sê, want daar is baie misleiding, veral as dit kom by die drie-eenheid, wat sê maar, ons God is drie-enig. Jy kan nie glo wat jy wil, daai gedeelte sal ons later bykom, vir die misleiding wys in die innerlaag waar ons gestap het. Filippus sê vir hom, Vader, Yeshua, Meester, toon vir ons die Vader, en dis vir ons genoeg. Yeshua sê hom, ek is nou so lank al by julle, en het jy my nie geken nie? Filippus, hy wat my gesien het die Vader gesien. Daar kom het weer perfekte voorbeeld. En toe sê jy, toon ons die Vader, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, het ek nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Nou, hier kom het weer profeet, Yeshua was die volmaakste profeet wat ons ooit in ons geskiedenis gehad het. Moses was die heel eerste profeet. Hier kom Yeshua, hy is die volmaakte profeet, en hy sê dit duidelik. Hy sê, ek spreek nie my eie woorde nie. Ek spreek die woorde van die Vader wat in my bly. Hy doen die werke. Psalm 119, koning David bespreek dit so. En as ek dit lees van koning David, en ek sien die arrogansie, en die stywe nekke, en die klipharde harte van ons volk, dan kan ek verstaan hoekom ons volk vandag is waar hy is. Ek is klein en verag, maar u bevele vergeet ek nie. Onthou, hy is die koning. Hy is nie die mynwerker, wat ook nie in die myn werk. Hy is die koning oor die volk, en hy nietig homself klein en verag voor die Almagtige. Ons staan vandag, elkeen in ons eie reg, verder bo die Almagtige, en hy werk vir ons in die myn. Gaan dink mooi oor hierdie goed. Ek sê dit vir julle met 'n doel, ek wil hê ons moet 'n vergelyking tref van wat die heiligheid van Vader, die grootheid is, en wat ons dink ons is. U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid, en u wet is die waarheid. Benoudheid en angs het my getref, maar die gebooie is my verlustiging. Die gebooie, geregtigheid, kom alles terug na Vader se weë toe. U getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid, maak my verstandig dat ek kan lewe. Ek het diegene gesien wat trouweloos handel, en dit het my gewalg, dat u hulle woord nie onderhou nie. Aanskou dat ek u bevele lief het, o Vader, maak my lewend na u goedertierenheid. Die hele inhoud van die woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. Die kerk, die Christene sê, sorry, hierdie is 'n leuen. Dit is net waar tot Jesus kom. Die leuen waarmee die boervolk en die hele wêreld gevang is. Daar staan, Satan sal die hele wêreld mislei. Staan geskryf. Hoekom? Hier staan die redes. Hoekom is die volk mislei? Valse profete. Johannes 1 vers 14. Die vleeswording van die woord.
Vader se woord is Vader se wet. Die vleeswording van die wet moet daar eintlik gestaan het. En die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die eregebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid, vol van guns en waarheid. Om iets te vervals is bedrog. Daar is nie 'n ander woord daarvoor. En Strong skryf dit 'n delusion, dis bedrog. Matteus 7:14 sê dit so, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit sal vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle toe kom, en van binne roofsigtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle herken. 'n Mens pluk die druiwe van dorings af nie, en jy pluk die vye van dissels af nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Hulle gee voor dat hulle skape is. Kyk om jou rond, of jy 'n wolf al ooit in die kerk of in die geloofswêreld, in die wêreld kon sien. Enige. Kyk rondom jou en wys vir my net een wolf nie. Daar bestaan nie een nie, want u en ek het nog nooit die wolf gesien nie. Maar daar loop honderde, duisende wolwe onder ons long wat presies lyk soos wat ons twee lyk. Hulle dra dieselfde kakieklere, dieselfde boereuniform, dieselfde stewels, dieselfde hoed. Maar hulle is nie skape nie, hulle is wolwe. En dis vir hulle wat ons moet pas op. Die wolf wat ons ken en die wolf wat lyk soos 'n wolf, is nie ons bedreiging nie. Ons bedreiging is die wolf wat lyk soos 'n skaap. Maar binnekant, in sy siel is hy 'n wolf. En dis die valse profete en ons word gewaarsku teen hulle. Vers 20, so sal hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê meester, meester sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag my sê, meester, meester, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duiwels uitgedryf en in die naam baie kragte gedoen nie. Sien, ons gaan gou terug na Deuteronomium toe, van die profeet wat voorspel, en het word waar, juis om jou aandag te trek, en jou dan stadig van die pad af te lei tot waar jy wil hê, sodat jy sy gode gaan begin dien, dat jy sy feeste gaan begin dien, en sodat jy onrein raak wat hy is, en sy gode is. Hier is die waarskuwing. Nie elkeen wat vir my sê, meester, meester, sal die hemel ingaan. Want onthou, hulle doen dit ook in die naam van Jesus, maar hy het hulle nooit die mag gegee om dit te doen. Want hulle sê hulle kom in die naam van Jesus, soos hy sê, hulle gee voor dat hulle skape is, hulle is nie skape nie, maar hulle kom soos 'n skaap, en hulle kom mislei ons. En hulle lei ons weg na die slagpale, en die slagpale van die hel toe. Ons moet hierdie gedeelte bitter mooi verstaan, want is hier waar die misleiding lê, die groot misleiding, is die wat sê hulle is skape. Daar in die kerk, daar doen nie wat sê, ek maak in die naam van Jesus Christus, jou gesond, en daar word hier jou gesond, en almal glo. Maar hy het nie gekom onder die naam van die Almagtige en die naam van Yeshua nie. Hy het dit nie onder hulle autoriteit gedoen. Die Satan is magtig. Die Satan gaan groot tekens doen. Yeshua sê, daar's valse profete en die valse Christus wat gaan kom, gaan groter tekens doen as wat julle ooit gesien het. Dit kom, omdat as dit moontlik is, self die uitverkore volk te mislei. Ons gaan aan. Dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Nie ek ken julle nie, ek het julle nog nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat ongeregtigheid werk. Ongeregtigheid is alles wat teen Vader se wet is. Bottom line. Baie maklik, ek dink nie ou moet rocket science bestudeer om uit te vind wat is goddeloosheid, wat is wetteloosheid en wat is onregverdigheid. Dis alles wat in stryd is met die wet en die weë en die gebooie van Vader. En in stryd is en in opstand is teenoor Yeshua, sy seun, want hy is die wandelende wet, hy is die wandelende woord, en hy is die 100% perfekte voorbeeld van die Almagtige. Ons word deesdae deur die kerke uitgejou en half beledig, omdat ons te wetties lewe. Ek hoor dit baie. Dominee sê nee, luister, hierdie wettie ding is verby. Die wet bestaan nie meer nie, Jesus Christus het hom aan die kruis vasgespuit. So as jy te wetties wil raak, die wet kan jou nie red nie. Dis 'n argument, dis elke Christen se argument, dis elke kerk se argument. Die wet kan jou nie red nie. En dis die grootste leuen van die Satan, is dat die wet jou nie kan red nie. Want jy weet nie wat, as Yeshua die wet is, en hy is die weg tot die koninkryk,
Dan lieg jy vir jouself en dan verwerp jy die enigste weg tot die koninkryk en dis die woord en die wet van die Vader. Maak dit sin? Jy kan nie Yeshua aanvaar of Jesus aanvaar en jy verwerp die wet nie, want dit is die wet. So ons wil kies hoe ons Vader wil dien, maar ons wil sy heiligdom gaan aanvaar. Ons gaan 'n fout maak. En ongelukkig gaan te veel van ons agterkom dat ons het 'n foutjie gemaak en daai foutjie sal ons agterkom as ons by die deur staan. Deegniete het by jou opgetree en die inwoners van hulle stad verlei deur te sê dat ons gaan en ander gode dien wat hulle nie geken het nie. Hier kom dit weer, Kersfees, Paasfees, Nuwejaar, Valentine, Halloween, ek kan nou noem, dis feeste wat die volk nooit geken het nie. Dis feeste wat ingebring is deur die anti-messias om hierdie volk te mislei, want dit is lekker feeste. Vader waarsku, moenie hierdie feeste van die heidene doen en van die ongelowiges doen nie. Dis feeste wat julle nooit geken het nie. Julle moet my feeste en my Sabbat hou. Die kerk sê, jy kan Sabbat op enige dag hou, solank jy dit het vir die regte gesindheid nie. Dis 'n leuen, so om jou weg te kry van Vader se heilige dag af. Vader sê ek heilig hierdie dag, dis my dag, dis nie julle dag nie. Dan moet jy jou terdee ondersoek en naspeur en uitvra, en as dit waarheid is, staan die saak vas, dan is hierdie 'n gruwel wat hulle by jou doen. Dan moet jy die inwoners van die stad sekerlik verslaan met die skerpte van die swaard. Sorry, ek het hom al gelees. Sorry, jammer, kom ons gaan volgende blad. Julle moet die Here, julle almagtige vrees, sy gebooie hou, na sy stem luister en hom dien en hom aanhang. Hierdie versie sê eintlik wat die hele skrif sê, van Genesis 1 af tot in Openbaring. Julle moet die almagtige, julle God navolg, julle moet hom vrees, julle moet sy gebooie hou, julle moet na sy stem luister, julle moet hom dien en julle moet hom aanhang. Enige iemand wat vir jou enige iets anderster profeteer of leer of sê as wat hier staan in hierdie een versie is 'n valse profeet. En ek sit hier vanaand weer en dan kyk jy weer na TB Joshua en al die pragtige NG Kerk en gereformeerde kerk preekies wat loop, kyk net toelaat. En dan kyk jy, dan vergelyk jy dit met hierdie versie. En dan meet jy die gees wat na jou toe kom hier aan hierdie stukkie waarheid. En dan sal jy agterkom, maar hier's 'n fout. Hier's 'n groot fout. Want dit strook nie met Vader se skrif nie, dit strook nie met Vader se waarheid nie. Daar's valse geeste wat met ons spreek. Jy sal hierdie boodskap wat ek jou vandag bring nooit internasionaal of nasionaal op enige TV sien, maar dit is strydig met die wêreldchristendom. En hulle haat die waarheid, soos wat ons volk ongelukkig vandag die waarheid haat. Ek gaan in deel 2 so 'n bietjie verder gaan en 'n bietjie meer aandag gee aan spesifiek ek wil nie sê name nie, maar denominasies wat daarop uit is om Vader se volk te mislei en hulle weg te kry van die Almagtige af. So ons moet tog, al wat ek wil sê is ons moet nie luister en kyk na tekens wat mense doen in gemeentes en kerke nie. Jy weet, daar het ou nou die dag gekom as 'n gasspreker hier by 'n kerk op 'n Sondag. Toe staan hy voor die gemeente, toe raap er 300 mense in die gemeente, toe sê hy, God het met my gespreek en gesê, hier's 15 van julle wat vandag elkeen R5.000 vir die kerk wil gee. Nou daar sit 500 mense. Elkeen van daai 500 ons het gedink, hierdie ou praat met hom. Alhoewel hy net 15 genoem het hy eintlik bedoel, almal van julle dink julle is die 15. En hy het met so 'n dik sak geld, as hy kar geklim en teruggery Suid-Afrika toe. En die gemeente is presies nog waar hulle daai dag was. Hulle het nog nie 1 sentimeter nader aan die Vader gekom nie. So, ek sluit af met hierdie deel en ek wil dit afsluit met die eerste versie wat ek vir u gelees het. Jeremia 17. Jeremia 17, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Almagtige, deursoek die hart, ek toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handeling. Nou, gaan jy weer sê, jy praat alweer oor die werke, jy praat alweer oor dade, dis presies wat Vader gesê het. Ek toets vir jou hart en jou niere, uit jou werke en uit jou dade, op geen ander manier nie. Lees dit, gaan in die skrif, ek hoop jy het 'n paar aantekeningetjies gemaak,